Die Here het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê hulle moet dit gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal bly een van die kerk se 2 sakramente tot die versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker die Here ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan die drie-enige God deel het. Met hierdie nagmaal rig die Here ook ons hoop op die hemelse feesmaal, saam met God en al die gelowiges. Hier behoort ons ook al ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Ook die Here van ons toekoms. Ook vandag hier is die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het almal immers deel aan hierdie brood en hierdie wyn. Die liefde wat God ons skep, bind ons ook vandag aan mekaar. Voordat ons by hierdie tafel aansit, ondersoek ek myself en vra ek myself af of ek bereid is om deur my doen en laat, my gedagtes en my dade, hierdie band van liefde uit te leef en te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en ons het daaroor berou. Maar omdat die Here my vergewe het, omdat die Here my versoen het met God, mag ek deel hê aan sy nagmaal. Wanneer ons vandag hier opstaan en uitstap, stuur God ons ook uit om wêreldwyd te getuig van sy versoening en sy sorg en sy liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg ander, uit dankbaarheid ook so. Geliefdes, ons gaan dan ook vra dat u by die tafel kom aansit, diegene wat dit doen. Ons het die voorreg gehad om verlede week 'n paar van ons jong lidmate belydenis van geloof te laat aflê, en dis gewoonlik die gebruik by ons dat jy saam met jou ouers by die eerste tafel kom aansit, en die van julle wat oorloop na die tweede tafel toe, daar sal 'n tweede tafel wees. Tydens die tweede tafel gaan ons ook die geleentheid gee om die mense wat in die banke bedien wil word, toe te rus met die broodjie en die wyn of die druiwesap. Die wyn hierdie keer is aan die buitekant, dis die ligte vloeistof. Die druiwesap is die donker vloeistof in die middel van elke wat noem jy dit? Skinbord. Carousel, skinbord. Geliefdes, so, jy neem die broodjie, jy neem die wyn of die druiwesap, jy hou dit en dan gaan ons dit saam gebruik, maar dis tydens die tweede tafel. Voordat ons die uitnodiging ontvang en daarop reageer, kom ons word stil. Aan U behoort my lewe. Die planne wat ek maak is eintlik U agenda vir my. Die pad waarop ek loop is vir U bekende gebied. Die drome wat ek het, Here, is gedagtes wat U in my hart kom plaas. Dankie vir hierdie geleentheid om weer eens die simbole, die sakramente van hierdie versoeningsoomblik in my hande te kan hou vas. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom geliefdes, kom sit aan, die tafel staan gereed.
Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap, die liggaam van Jesus. Neem eet, doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waaruit ons almal drink, is die gemeenskap in die bloed van die Here. Neem, drink almal daarvan, so dikwels as wat ons van die brood eet en uit die beker uitdrink, verkondig ons sy dood totdat hy terugkeer. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem. Nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en hy gee dit vir die disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe hy die beker geneem, gedank en dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet word, tot vergewing van sondes. Eet die brood, drink die wyn, kom ons sing, terwyl ons hier by mekaar is. Nou sal ek beslis nie weer van hierdie vrug van die druiwestok drink, tot daardie dag wanneer ek dit nuut saam met julle sal drink, in die koninkryk van my Vader. Nadat hulle die lofsang gesing het hulle na die Olyfberg vertrek. En Jesus het vir hulle gesê, julle sal almal in hierdie nag van my afvallig raak. Daar staan immers geskryf, ek sal die herder neervel, die skape van die kudde sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. En Petrus het egter op hom gesê, Here, selfs al sal almal van u afvallig raak, van u sal ek nooit afvallig raak nie. Jesus het hom geantwoord, Amen. Ek sê vir jou, jy sal my in hierdie nag voor 'n handkraai 3 keer verloon. Petrus sê te vir hom, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon. En al die disippels het dieselfde gesê.
Geliefdes, kom sien en smaak dat die Here goed is. Enige iemand nog welkom, broers en susters? Die brood wat ons breek, dui op die gemeenskap en die liggaam van Christus neem eet, doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waaruit ons almal drink, dui op die gemeenskap met die bloed van die Here. Neem, drink almal daaruit, doen dit tot sy gedagtenis. So dikwels as wat ons van die brood eet en uit die beker uit drink, verkondig ons sy dood, totdat hy terugkeer. Jesus het saam met hulle gegaan na 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir die disippels om te bid tot hy klaar gebid het. Hy het 'n entjie verder gegaan met sy gesig teen die grond neergeval en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil, maar soos U wil. Hy het vir die tweede keer gegaan en gebid, my Vader, as dit nie moontlik is, dat hierdie beker by my verbygaan sonder dat ek te drink, laat U wil geskied. Hemelse Vader, Here, die versoeningsoffer is betaal. Volledig, heeltemal, totaal. Dankie vir die voorreg om skuldvry te leef. En dankie, Here, vir die Heilige Gees, wat in my hart woon en met my lewe werk. Amen. Eet die brood, drink die wyn. Ek dink ons sing die lied weer. Die seën van die Here en elkeen van u gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met die elkeen bly wees. Amen. Ons laaste